Goeiemiddag, weer Gideon hier vanuit Riebeekstad en welkom. Verskoon maar die skoorsteen vanmiddag. Ek sal maar tussendeur kort 'n slukkie water vat. Dit is vandag redelik warm hier by ons. En dan moet ek baie water drink om die stem geolie te hou. Die afgelope tyd het ek 'n klompie vrae gekry oor wat doen ek, wat kan ander doen om hulle depressie bietjie te verlig. Natuurlik is dit nie altyd so dat dit werk nie. Elke persoon moet vir homself uitsorteer wat vir hom werk, wat nie vir hom werk nie. Alhoewel ons dieselfde simptome ervaar, is ons verskillende persoonlikhede met verskillende karaktereienskappe. En ek wat byvoorbeeld 'n analitiese persoon is, ek sal vir my boeke aanskaf, wat ek ook gedoen het. Ek het bitter baie boeke aangeskaf. Ek het baie navorsing op die internet gedoen. Jy kan vir jou vandag ook YouTube video's wat jy kan kyk en luister. En hoe meer jy weet van depressie, hoe beter is dit vir jou. Dit help jou ongelooflik baie op jou reis met depressie. Nou ons gaan nie praat van die mense wat depressie ondervind vir 'n week of 2 of dalk 3 en dan is hulle weer oor hulle depressie nie. Ons kyk maar eerder na die matige depressie en natuurlik die meer ernstige depressie. So ja, soos ek sê, ek het my omring met boeke, maar boeke is duur. Internet is goedkoop as jy, veral as jy ook op wifi is. So ek hanteer my depressie wanneer ek lig is. Ek gaan, wat ek bedoel, wanneer ek op 'n vlak 10 is en ek gaan af na vlak 8 soos verlede week. Het ek so 'n bietjie gesukkel tot op by vlak 8. Ek kon nie weer by vlak 10 kom nie. Maar dan vind ek dat ek maar 'n bietjie moet buite kom in die sonlig. Ek het dinge los wat ek besig is in die huis en dat ek dan in die sonlig kom. So vir 'n halfuur, 40 minute lank. En dit help nogal redelik baie. Dit vat nie die depressie weg nie, maar dit verlig dit, want jy kry 'n goeie dosis Vitamine D in. En natuurlik dan moet jy dinge doen wat die brein besig hou. En dit kan 'n stokperdjie wees. Dit kan wees soos wat ek doen, my verkyker vat en na voeltjies kyk. Ek sal soms voel dat ek 'n goeie fliek wil sien. Nie 'n fliek op die skerm by die huis nie, maar 'n fliek in 'n ware fliek, lekker akoestiek, lekker klank. En soms wanneer jy gaan kyk na hierdie 3-dimensionele flieks, is dit verskriklik lekker om ook 2D, 3D te kan sien. Dit werk ook soms vir my, maar nou moet ek eerlik wees, wanneer ek diep val, dan val ek terug vir 6 maande, en die laaste een was 9 maande, dan werk niks vir my nie. Absoluut niks nie. Dis my medikasie, niks werk vir my nie. Ek is in die diepste gat wat jy kan dink. Ek kan take uitvoer, ek kan taakies opbreek in stukke, dit werk nie vir my nie. Maar wanneer ek by vlak 5, 6 en 7 kom, dan werk van die dinge vir my, sommiges werk nie vir my nie. Die een wat goed werk vir my is, ek het groterige take, ons het ons maar altyd groterige take in en om die huis. Dan vat ek daai taak, as ek byvoorbeeld om vir 'n dag sou probeer aanpak het, breek ek om in stukkies af en ek doen 'n stukkie vir vandag, môre doen ek nog 'n stukkie. 'n Vriend van my, ou Wiekers, het altyd gesê, oom Gideon, al doen jy net elke dag 'n halfuur iets. Hierna, die einde van die week, sal jy sien, elke halfuur het vir jou groot werk ingebring. So ja, dit werk vir my om die stukkies te doen. En iets wat vir my baie goed werk, ek het nou nie meer die geleentheid regtig nie, maar toe ek nog in die kontrak besigheid was, het ek op 'n dag 1200 kilometers gery. Dis vir my niks om 1800, 2000 kilometer aan een te ry nie. Vroeger jare Botswana toe gery het ek altyd, as ons opgegaan het daar na die Okavango toe vir uitreik, doeleindes, leierskapopleiding, het ek die wiel vasgevat, die hele pad. Ek is op my rustigste op daardie stadium, ek is ontspanne, ek is net
'n ander mens as ek agter die wiel inklim met my depressie. Dit is my geweldig verligting. En uit die aard van die saak is, ou kan nou nie elke dag lank pad ry nie, maar ek het die voorreg gehad om vir ten minste 5 dae 'n week in die werksituasie baie op die pad deur te gebring het. Dit het my ongelooflik baie gehelp. En dan, wat ons doen, en die manne is baie skuldig hieraan, ons moet erken ons het depressie. Daar is genoeg bronne daar buite beskikbaar, dat ons kan weet, om te lees dat ons het wel depressie, en dat ons het begin erken. En belangrik genoeg is, jy moet ook nie skaam wees om te praat oor jou depressie. Natuurlik moet jy nie 'n klaagkous wees nie, maar ek het vroeg geleer dat selfs die mense wat saam met my gewerk het ek vertel, luister, hier staan wat ek glad nie by myself is nie, en dat hulle verstaan, en soms het dit gehelp dat hulle ou kom bemoedig in jou kantoor waar jy sit en werk. As jy op die pad was toe selfone uitgekom het, dan bel hulle jou om te hoor, hoe gaan dit vandag met jou? Vir 3-4 dae het ek soms nie by die kantoor uitgekom, was ek net in die veld gewees. So, dit help baie. Dit het gehelp as my vrou my kontak en vra, hoe voel jy vandag? As selfs op 'n stadium met die sielkundige my gekontak, die psigiater, en dit was goed gewees om net met ander te kan praat, en vandag nog. Dit help ongelooflik baie. Jy kan aansluit by 'n depressiegroep, of jy kan op jou eie begin met 'n depressie ondersteuningsgroep. Ek het byvoorbeeld al 'n hele paar depressie ondersteuningsgroepe oor die jare opgebou, en ek bly dit doen. Dit help vir my, ek leer by ander mense wat hulle doen. Ek dink dit is die belangrikste, is dat jy by ander mense kan leer. Voeltjie kyk, in die Bosveld wees, die rustigste plekke vir my, wat my gees 'n bietjie lig. By die see, nie so baie lekker nie, as daai golwe so raas en storm, veral in die nag, as dit stil is, en hy so teen die rotse slaan, dit werk nie op my nie. Dit werk teen my depressie in. So, maar in die berge, in my 4-man tent, lieflik om daar te wees, en net, soos ons sal sê, uitklats, en net te voel dat jy bietjie mens is vir die naweek, of as jy vir 'n week daar in jou tent gebly het, baie goed gewerk. Wat baie goed vir my gewerk het, was in Botswana, die feit dat ons op stadiums tot 2 weke, in die beginstadium 2 weke in tente gebly het, daar in die choppy wêreld, in 'n karavaanpark, en was lieflike tye, depressief of nie depressief nie, dit was salf vir jou siel gewees, en ja, buite lewe, soos ek sê, Bosveld in die berge, en selfs daar in Botswana, lieflike tye gewees, waar my skaal van depressie sak. As hy 8 was, dan kom ek so 4, 3, van 3 tot 4, dan skuif ek weer op na 8 toe. Ek kom selde naby 10, dit vat 'n hele rukkie voor ek weer terug is op die punteleer van 10. Maar die ander goed wat 'n ou natuurlik moet doen, ek is nou ou, ek drink nou 0 alkohol vrye Heineken. Dit is vir my lekker. Ek sit met hom, maak 'n vuurtjie, sit en kyk na die Boesman TV, die vlamme, en dan raak ek ook redelik ontspannend. So ou moet baie dinge kry waar jy ook ontspanning kan doen en vir jouself uitwerk wat vir jou goed is. Ek het ook 'n klein groentetuintjie wat ek aan die gang gesit het, en nou steeds aan die gang hou, baie klein. Hy's maar seelgrootte. Dit help ook om te sien as jy jou saadjies insit, jou plantjies kom op, jy verplant hulle en versorg hulle. Dit help ook. Dis ook buitelig, dis ook in die sonlig in, weer eens goed vir vitamine D. Dan kan ek sê dat ons moet natuurlik uit die aard van die saak ook kyk. Ek kyk nou hierso wat ek afgeskryf het, is boeke lees. As jy 'n geestelike persoon is, die Bybel lees, maar nou moet ek vir julle sê, as ek daar diep onder is my geestelike lewe dood. Bybel lees, ek kom nie naby 'n Bybel nie. Jy moet nie wegkruip vir mense nie.
wanneer ek so diep in my depressie gaan, dan kruip ek weg van mense. Die laaste keer het ek ongeveer 9 maande lank in my tronk gelewe hier in die huis in. Ek soek niemand om my nie, ek kruip weg vir die hele lewe. So dit is belangrik dat ons ook moet weet dat ons moet kontak met die buitelewe behou. Wanneer ek so 4, 5 op die skaal is, 6, dan begin ek weer kontak opbou met mense. Maar wanneer ek 2 of 1 of 0 op die skaal hê, daar's nie 'n manier nie. My stem raak heeltemal weg, van angs en spanning wat saam met dit loop, maar daaroor sal ek weer 'n bietjie later gesels. En dan natuurlik iets wat belangrik is om jou met positiewe mense te omring. Mense wat 'n positiewe impak maak uit hulle gesprekke uit, nie mense wat staan en kla oor alles nie. Ek het dit gevind, dit werk goed uit, veral as jy vriende het en jy kan 'n bring en braai reël. Is dit goed om tussen hulle te staan, na die Boesman TV te kyk terwyl die vlamme hoog staan en saam met hulle om die vuur te staan en te kuier en te gesels. Dit natuurlik help ook. So hoe meer jy van hierdie dinge ingepas kan kry, hoe beter is dit vir jou. En natuurlik, ek is 'n boekwurm. Ek lees deesdae minder, want boeke is duur vandag. 'n Boek is nie meer goedkoop nie. En hoe beter boek jy wil hê, hoe meer moet jy betaal vir hom. En meer as R600, R700 vir 'n boek is glad nie meer 'n plesier nie. So ou kyk maar hier rond by die R300, R350 boeke. Maar jy kry goeie boeke teen daardie prys. So ja, dis 'n paar dinge wat ek doen. So sluit aan by hierdie kanaal van my. Druk die like knoppie, gee 'n kommentaar daaronder wat jy doen. Natuurlik het ek nou net 'n paar uitgelig van wat ek doen. En soos ek sê, ek het ook 'n swart 300cc skooter motorfietsie hierso by my. Ek noem hom 'n hop-hop. Lieflike masjienkie. En as ek op 'n hop-hop geklim het en ek vat die pad en ek ry so 70 of so kilos met hom en ek kom weer terug, so 140 kilos, dan voel ek ook sommer weer 'n ander mens. So ja, doen dinge wat jy geniet om te doen, wat jou gees weer 'n bietjie oplig. Maar seën vir jou, sterkte vir jou op hierdie reis en ons gesels weer per geleentheid.